Jy alleen kan vir jou 'n droom bepaal. Moenie eie reus bou nie. Maar ons is mense, maar daar's baie onnodige dinge in die lewe waarvan ons 'n mountain uit 'n molehill uitmaak, maar daar's baie dinge involved, weet jou subconscious werk met jou gedagtes, die wêreldse dinge. Hallo julle en welkom by nog 'n lekker week hier by School of Fire en ons is hierso by ons Blue Stamp campus. En julle sal sien, vandag is chaos. Ek praat van chaos. Hier word gewerk, hier werd gespook. Ons, Wally Grobler, ons hoof van School of Fire, sy troue is vandag 36 dae weg en ons het nog nie eers 'n duik gemaak en wat gedoen moet word. So almal is besig. So vandag gaan ons nie regtig verskriklike opleiding hê nie. Ons gaan nog steeds party manne leer ek gou om sommer net vinnig deure mekaar te slaan, so vir eenvoudig as wat jy kan. Ons probeer altyd, die ding van Blue Stamp is, kyk wat kan jy doen met so min as moontlik. Laat die ouetjies daar buite het. Dis manne op die dak besig om hierdie geet, dit reën deesdae verskriklik baie. Ons geet het losgetrek. Hulle sit geet vas. Daar agter skuur ons deure. Ons gooi 'n vloer hier buitekant. So hier word oralste iets vandag gedoen. So ja, kuier vandag lekker saam met ons. Ons sal net so 'n bietjie een inroep. Laat ons sommer net so 'n bietjie vir julle hallo sê, saam met julle gesels. Maar ja, dis wat ons vandag doen. Ons is vandag hard aan die werk. Hier agter my is hulle besig met die toilette se deure. So ons het die toilette self opgebou, die ouetjies het die dak opgesit met die toilet. En volgende week gaan ons hopelik die toilets insit, so 'n bietjie plumbing doen dit. Daar kom ons nou nie 'n shortcut wat. Sekere goed kan 'n mens bietjie 'n kort pad vat, so eenvoudig as moontlik. Jy wil nie 'n toiletpyp met lekkie. So ja, daar so mans hulle besig. Hulle gaan hom wen. Ek het hulle gesê, wat soek ek? Hulle moet dit nou self uitdink. So partykeer moet ons 'n bietjie ons breins ook gebruik. So ja, so geniet saam met ons. Ons gaan net hierdie week, dis chaos. Ek sê vir jou, oralste hoor ek, dis boere, dis chaos. So hierdie week se program is sommer net, hoe lyk jou chaos? As hy, sien nou dink ek sommer gou vinnig op 'n topik uit. Hoe lyk jou chaos? As hy, is jy in beheer van jou chaos? As hy, so ja, kom ons hardloop deur. Ons kyk bietjie wat doen ons en dan gaan hoor ons bietjie jy dalk 'n chaos in jou lewe wat jy nie eens besef, is jy besig om te wanbestuur nie. En dis so lekker by hierdie School of Fire ouetjies leer ons altyd. En baie keer tel ek eintlik by hulle iets op waar ek besef het, jy sê ek het nagelaat om aan hierdie of daardie te werk of jy sê my probleem lyk eintlik maar ook dalk moet ek ook 'n bietjie aandag gee. Hy sien dit as 'n probleem. Verlang het ek dit nie as 'n probleem gesien nie of andersom ek sien by hom 'n probleem en hy het al. So ons is daar om vandag net mekaar te ondersteun en ek wil amper sê net die probleme tot die lig te bring waaraan ons werk. Partykeer ons moet nie dit sien as judge nie. Partykeer is dit goed as iemand vir ons sien, "Jessie, maar dink jy nie hier is dalk 'n probleem nie. Dink jy nie hier is dalk 'n afgod nie. Dink jy nie jy spandeer te veel tyd hier nie." So ja, is jy in beheer van jou chaos? Nou, dit voel nie vir my vandag as ek in beheer nie. Dis oral maar is lekker. Dis lekker om te sien die ouens geniet dit. Hulle drink lekker koffie en dit gaan eintlik oor dit is 'n bederf. Ons leer 'n bietjie iets en hulle help my, ons help vir pastoor Wally. En ja, die ouens se gesindheid, julle moet dit beleef. Dis eintlik lekker. Ek kan nie wag vir Blue Stampie want die ouetjies se gesindheid is net, ek leer elke dag by hulle. Nou ja, daar gaan die nail gun, hulle het geleer om met 'n nail gun te werk. Daar gaan hulle en dis die vroumense se deur. So hopelik is hy mooi geseël. Ons wil die tannies moet daar binne kan piepie. Daar's hy. Nou ja, kom ons loop deur en ons kyk bietjie wat se chaos is als hierso.
Nog lekker besig hier by Blue Stamp. Manne vat lunch en ons groet vandag een van ons vriende. En ons het 'n tradisie hier by School of Fire, as iemand kom of as iemand gaan, dan los ons sommer die School of Fire kreet. Maar ek dink, ons gaan so 3 mense. Wil ek jy spreek iets oor sy lewe, groet hom mooi en ja, ons het geniet om hom by ons saam met ons te hê. Was 'n groot blessing. So ek dink, kom jy sommer eerste, jy moet nou oor die mic praat, né? Stuur hom weg met 'n woord, met 'n X, met 'n druk. Rudy, ek wil net sê ons het baie by jou geleer. Die klein rukkie wat ek jou geleer ken het, jy's 'n fantastiese mens en ons kan baie van jou afvat en ek wil net vir jou sê my gebed is in die naam van Jesus, waar oral jy sal loop, sal die grondgebied in beheernaam vir die Here. En dat jou lig sal skyn en soos wat die Bybel sê, dat jou lig, dat jy net sal straal. En ook, ek wil net jou Filippense 4:19, dat alle rykdom en heerlikheid is aan jou gegee deur Jesus Christus. En dat it was a minor setback for a major comeback vir jou. In die naam van Jesus spreek ek dit oor jou lewe. En jy's 'n amazing mens en jy hoef terug te staan vir niks nie. So ek wil net vir jou sê dankie vir dat ek jou kon ook ontmoet het vandag. Amen, amen, amen. Kom ons kyk. Wil jy X sê? Kom sê X, enige tyd. So, hy het altyd 'n smile op 'n mense gesig gesit en hy het my altyd laat lag. Maar ek wens jou die beste toe en alles soos dit. Jy's my sterretjie. Jy het my altyd laat skitter en jy's net 'n persoonlikheid wat almal by wil wees. So daar gaan uit daarso en wees die beste wat jy kan wees. Ek is baie lief vir jou, Rudy. Saai. Nog iemand X sê? Wil jy X sê? So, ons almal weet hoe hard hy was op dissipline en hy het altyd aangehou om seker te maak ons doen dit reg. En ek wil net sê, dit is 'n regtig voorbeeld, want jy weet waar jy wil wees in die lewe. En jy weet, jy bereik altyd jou doel en ons het so baie van jou geleer. En ek wil net sê, Rudy, jy is regtig 'n amazing persoon. No weapon formed against you shall prosper. Amen. En elke temptation wat daar buite is, ek weet jy kan daar deurkom, want jy is Rudy Louw. Jy is 'n kind van die Here. Nou Rudy Warren, nie Louw nie. Rudy Warren. Leuk sê. Ice punch hom. My Spurs. Beter vir ons 'n discount gee. My Spurs, jy moet sê. Yeah, I also just wanted to say thanks to Rudy. He was like a brother for me. He taught me few things, lessons in life. Some of them I took to mind, some of them I didn't. But also I want to say thanks for him for always being here and for treating us like family. And I just want to say, may Yeshua HaMashiach bless you and keep you. Thanks, brother. Thank you. Amen, amen. Nou, vanoggend, toe Struis afneem, ek het eintlik vergeet, ek neem weer af en hy neem elke Dinsdag af, so ek weet nie hoe ek vergeet nie. Dis Vrydag. Dis Vrydag vandag, dis ek al. Toe neem ons op, en vandag is net een groot warboel, die troue is op pad, en ek is nie net die besig hier, ons is besig in die skou ook, Stefan, meeste van julle gaan nog daar, my maand waar ons krokodille gaan skou, alles is net, so my kop is net, en toe, hy vra dan met 'n onderwerp wees, en toe kom het net, is jy in beheer van jou chaos, en ek het nie geweet, jy gaan vandag nie, en ek dink ons het Sondag, toe Madeleine preek, dit kan julle ook gaan kyk op Softube, ek dink dis Madeleine de Beer, ek weet nie wat is dit, maar regtig, gaan kyk daai, dis nou een diens wat ek nou regtig, so bly was ek was by dit, want haar preek het my gevoel soos 'n Facebook status, elke tweede woord wat uitkom voel lees, ek kan hierdie, en ek het so baie van my gevat, en vandag sê is jy in beheer van jou chaos, almal van ons is in omstandighede, almal van ons is hier vir 'n rede, en ons gaan deur 'n tyd, en ek wil vandag weer kom aanraai daar wat Madeleine gesê het, en jy het ook Sondag vir my aangehaal, sê gou daai oor die reëse, sê ek wil hê, jy moet dit hardop sê, want ek wil hê, jy moet dit vir oulaas hoor. Uit jou eie mond uit, in jou eie ore in, en ek voel regtig as jy nou uitgaan, moet jy hierdie vir jouself vat. Daar is, dat is een ding wat Madeleine gesê het, wat vir my baie uitgestaan het, is, moenie je eie reis bou nie, okay. Maar ons is mense, maar daar's baie onnodige dinge in die lewe waarvan ons 'n mountain uit 'n molehill uitmaak, maar daar's baie dinge waar, weet jou subconscious werk met jou gedagtes, die wêreldse dinge, moenie jou eie reis bou nie, okay, dis onnodig, okay. En wat ek net wil sê oor SOF is, jy kry tools hierso, wat jy nie altyd dink is regte tools nie, maar dit is die regte tools, okay. En
Maar dis wat jy maak daarvan, okay? What you put in, you get out, okay? En hoe meer jy insit, hoe nader kom jy actually aan God sonder dat jy even realize, en hoe nader kom jy aan jou. Dit is a winning combination, okay? Dit is wat vir my gewerk het vir die laaste 60 dae, het ek ongelooflik vinnig gegroei in my Christendom. Ek is seker wie dit almal raak gesien het, maar ek het dit in myself raak gesien, wat baie belangrik is. En die enigste reis wat ek gaan bou is God en myself. Okay. Amen. Nou ja, ons gaan hom uitvat met die kreet. Sof, julle weet wie skree die eerste stuk, wie skree die tweede? Okay, so kom staan sommer hier. Kom die twee manne wat skree, kom staan hier in die middel saam. Ek gaan die mic vashou en ons moet nou uit volle bors. Okay. Is julle reg? Ja. Kames! Wat kry julle? School of Fire! Was dit lekker? Is it lekker? Is it lekker? Was it lekker? What do you think about Jesus? Amazing! Hashtag School of Fire! Hashtag School of Fire! Hashtag Assay! Kom ons gaan in die rondte en ons stuur vir Rudy mooi uit. So my druk wil gee as jy nog nie het nie 'n bladskit. Rudy, sterkte vir jou daar buite. Dankie. En die Here seën jou. En ja, ek weet sommer oor 'n maand, 2 maande kyk ons op na jou. Oor wat se hoogtes jy al reeds bereik het. Amen. Dankie. Assay! Nou ja, so kom 'n lekker dag vol van warboel en skarrel tot 'n einde. En ons het regtig vandag lekker baie gedoen. So vandag se Bluestem het ons nou nie regtig so gefokus op klas en onderrig nie. Hulle het eintlik vandag net vir my 'n groot guns gedoen en my gehelp, maar wat hier uitgekom het is regtig iets besonders. Die vloer het ek 'n idee gehad, soos julle gesien het, dit kom verskriklik mooi. Hier's deure gemaak. Hier is net regtig. Vandag het almal gespring, die dak is gedoen. Dit kan julle amper nie eens sien nie. So ja, dit was net 'n wonderlike dag. Nou ek wil jou regtig vandag net bemoedig.
Ek in die laaste tyd hoor ek mense sê altyd van ja, jy moet droom en hierdie en daardie. En dit het my weer laat wonder. Ons almal sê so baie, ons het 'n droom, ons het 'n visie, ons wil iewers bereik. Maar het jy dit al neergeskryf? En dis 'n baie stupid en eenvoudige vraag. Maar ek het besê, weet jy wat, ek sê altyd vir myself, ek het al 10 jaar terug gesê, oor 2 jaar wil ek graag hierdie gedoen het, of oor 5 jaar wil ek hierdie gedoen het. En iewers along the line raak die lewe so besig, dat jy net nie meer fisies in beheer het nie. Want jy het nooit 'n plan uitgelê nie, jy het nooit vir jou 'n blueprint gesit en gesê, hier is my begin, hier is my middel, daar is my einde nie. So ek wil jou vandag regtig bemoedig, almal van ons het drome. Maar partykeer vergeet ons wat ons drome is. En partykeer vergeet ons die plan en ek wil amper sê die aksie wat ons gaan doen om by dit uit te kom. En baie van ons, ek het in die skok agtergekom as jy vir iemand vra, luister, wat is jou droom? Wat wil jy bereik? Dan moet jy vir 'n goeie 2-3 minute moet jy eers sit en dink, "Jesus, maar wat is my droom nou eintlik weer?" Jy alleen kan vir jou 'n droom bepaal. Almal kan vir jou leiding gee en dalk probeer stuur in 'n rigting, maar jy alleen kan hierdie droom bepaal. Ek kan nie vir jou 'n droom gee. Ek kan jou help om daar uit te kom. Ek wil jou regtig aanmoedig, gaan sit en dink regtig mooi. Tog waantoe is ek op pad? Wat wil ek bereik? Jy het dalk 'n 10 jaar plan gehad en is al 20 jaar later en gedink, "Jesus, dit is nou maar net te laat." Nee. Ek moes gegaan het en ek moes weer besef het, waar wil ek eintlik wees aan die einde van die jaar? Hierdie jaar het so vinnig afgeskop en ek het vir my gesê, ek het 3 jaar terug al vir my gesê, 2025 wil ek my besigheid up and running hê en ek wil ook graag dan, wil ek sê, so afhanklik, so gevoed word deur my besigheid, laat ek van 'n bedieningse payroll kan afkom, dat ek 100% kan bedien, maar weet, 'n besigheid dra my. En ek het along the line het ek vergeet van hierdie, en want ek het dit nooit neergeskryf nie. In 2022 was dit heeltyd in my gedagtes, was so 2023 en 2024 aangekom, en hierdie droom van my, hierdie visie, het eintlik maar half verwyle, dit het maar half vaal geraak, want ek het vergeet om dit neer te skryf. Ek het vergeet om 'n stickertjie teen my deur te plak met 'n einddoel. Al weet ek nie hoe kom ek daar nie. Plak vir jou 'n prentjie van 'n Hilux-bakkie. Plak vir jou 'n prentjie van jy wil die Bybel deurlees. Ons het nou toevallig hierdie begin van die jaar, ek en my vrou, het ons begin waar ons 'n jaarplan, sommer net op YouVersion app, waar hulle vir jou reeds die Bybel uiteensit om hom in 'n jaar klaar te lees. So en ek meen in my lewe lank sê ek vir my, "Jesus, ek wil graag my Bybel graag deurlees." Maar hoeveel keer het ons al jy spring so hier en daar. Ek simpel soos dit. Sit vir jou 'n sticker, 'n droom, 'n papiertjie. Sit dit neer waar jy dit elke dag sien. Moet dit nie in jou Bybel sit nie, want ek weet elke dag lees jy nie die Bybel nie en dit sê ek nou met baie respek. As jy elke dag Bybel gelees het, dink ek sal ons lewe anders te gelyk het. So ek wil jou aanmoedig, lees elke dag Bybel. Ons raak, ek bedoel dit eintlik nou met 'n grap. Ons het so gemaklik geraak en ek self, party oggende skrik ek wakker en want ek bietjie halfuur later geleef en die aand ek laat gewerk. En iewers deur die dag gryp ek vinnig my foon en dan gaan lees ek 'n bietjie Bybel. En dan het ek daai stickertjie vergeet want hy is nie daar in my foon nie. Ek wil jou regtig aanmoedig, skryf vir jou 'n lysie, skryf vir jou 'n papiertjie. Kom ons werk na ons droom toe en dan kan ons jou help. As iemand na my toe kom en sê, luister, hier is sy kombuis. Hy wil graag hierdie en daardie, daar moet 'n kassie vir die mikrogolf wees, daar moet 'n plek vir 'n yskas wees, daar moet vir koppies dit. Hy het hierdie produk gebou nie. Hy het dit neergelê en along the line het ek hom gehelp, 'n plan teken en ons het geskuur en geskaaf van hom, maar die ouens staan in die kas daar. Maar weet jy wat, as ons hier gaan inspring en ek gryp 'n plank hout en ek begin saag en dit gaan dit glad nie wees. Ja, daar gaan 10 in elke kas uitkom, maar dit gaan glad nie wees die visie en die plan wat eintlik ons wou gehad het nie. So regtig, droom groot, sit dit vir jou op 'n papiertjie neer. En dieselfde Madeleine, ek gaan nou weer eens 'n woord van haar aanhaal. Sy het my regtig baie aangeraak hierdie laaste week. Het sy gesê, is jou droom so groot soos jou God? Plak daai Hilux sticker. Al het jy R10 in die bank, plak hom. Jy kan 'n besigheid hê. Ek skryf dit neer, sit dit neer. Die einde is baie meer moontlik as jy doelgerig werk. Ek kan nou vir 10 jaar lank werk met my salaris en na 10 jaar kan ek niks hê nie. Of ek kan 10 jaar lank werk met die eindste salaris, maar ek het vir my 'n spaarplannetjie gesit en ek kan met ietsie baie sit. Dieselfde inset, maar 'n heeltemal 'n ander uitset. Kom ons werk meer doelgerig in ons geestelike lewe,
maar so ook bietjie fisies. Ons almal wil ook fisies gevoed wees en gesond wees en ook voel ons kom iewers. Jy mag in die fisiese ook droom. Ek wil vandag vir jou sê, jy mag in die fisiese ook droom. En ek wil jou aanmoedig om hierdie week fisies te droom. Ek praat nou nie van ek wil sê jy sal weet, die Gees sal met jou praat is almos nou iets wat nie van God af is nie. Ek wil sê droom 'n goddelike droom fisies. Ek wil 'n challenge hierdie week. Doen dit. Ons mag ook lekker goedjies sê. Ons mag ook elke aand 'n stukkie vleis eet as jy kan. Droom hierdie week fisies bietjie. Ek het groot fisiese drome, regtig. Ek het geestelik nog meer. My geestelike droom is nog groter as my fisiese droom. Maar ek moes op 'n punt gekom het waar ek myself fisies ook bietjie 'n droom gesit het. Anders waartoe werk ek? Waartoe leef ek? So gaan en geniet dit. Ons het 'n lekker dag vandag gehad en ek is nou sommer weer lus vir die lewe na vandag. Dit was chaos, maar dit was lekker. As ek kom sit en kyk waar dinge weer op hulle plek geval het. En dis die lekker van die lewe. Chaos dryf mens baie keer na 'n punt toe ook. Vraag is, beheer jy dit? Is jy in beheer van hierdie chaos? Nou ja, dit was lekker om saam met jou te kuier. Ons sien jou volgende week. En nou maak nie saak wat jy doen of wat ook al jy aanpak nie. Ek kan sê wat ek wil. Die keuse bly joune.